konferensie. Wie was by die konferensie? Amen. Een hand, twee hande. Julle het geniet, julle wat daar was. Amen. Maar as ons vandag terug in ons eie huis, hier kan ons eie ding doen. Daar sit soos by oupa en ouma. Jy kan nie eintlik nie, jy word daar bedek, maar dan word die huis toe gestuur. Hier is ons nou by ons huis, ons kan ons eie ding doen. Amen. Pastoor Hendrik, ek aan Pastoor Selwyn, Pastoor Hendrik, hy is by Newlands vanoggend, ons bid dat die Here hulle sal seën. Hulle ook daar ontmoet wat hulle daar, alles wat hulle daar gaan doen. En dan Shannon het vanoggend vir my boodskap gestuur, sy gaan nie wees nie. Haar seentjie is baie siek, sy gaan hom dokter toe vat, maar hy seentjie gaan glo donderdag vir 'n operasie ook, vir mangels en sinus, en ek weet nie wat alsoos sy sê keel en neus en sinus. Soos lyk my maar, ons bid dat die Here daar ook, as hy siek is, kan hy nie gaan nie, soos sy Wagner ook daar ook, want hy moet vir die operasie gaan, ons bid vir hom ook. Dat ek nou gedink het aan Pastoor Selwyn, en ek gaan vra vir oom Selwyn, om vir ons te kom open, asseblief Selwyn, kom open vir ons. Ons swyg ons hoofde. Wat 'n wonderlike voorreg. Here, om in die teenwoordigheid van U te kan verkeer. Baie vind dit of Here goed om te wees in die teenwoordigheid van 'n belangrike persoon op hierdie aarde. Ek dink aan die president van Here van Amerika, hoe baie vind dit 'n voorreg om in sy midde te wees. En Here, en so baie, Here, ons eie president, en daar is biljoenêre oor die aarde, wat mense hulle wil bevind in hulle teenwoordigheid, of net hulle hande skud, of net om iets van hulle te hoor. Ons is so dankbaar dat ons in die teenwoordigheid van U kan verkeer. 'n Teenwoordigheid vanmôre wat van die hemel af vir ons gebeskik is. En ons sê vir U baie dankie vanmôre dat ons gewaar dat U is alreeds in ons midde. Ek dink Here aan 'n dag toe Elia gevoel het, Here, dit is genoeg. Hy kan dit nie meer vat nie. Daar is so baie dinge wat gebeur, of daar is 'n vrou met die naam van Isabel wat soek om sy lewe om te neem. Here, en hy vlug en hy gaan sit daar onder 'n besembos en hy's in 'n moedelose toestand. Hy weet nie links of regs, hy weet net daar is iemand wat sy lewe wil neem. Here, maar ek dank U vanmôre, U Heer, dat daar was 'n engel van die Here wat daar by hom verskyn het, terwyl hy in 'n moedelose toestand bevind het, Here, en in homself vind dat hy daar niks Here gevoel het, terwyl hy 'n knegt van die Here was, terwyl die Here deur hom baie dinge gedoen het, terwyl die Here kragtige dade deur hom gedoen het, vind hy homself nou op 'n plek waar hy in 'n toestand is. Hy sit onder 'n besembos, hy raak aan die slaap, die Here, maar die engel van die Here slaap nie of sluimer nie. Die Here slaap nie en hy sluimer ook nie. Hy is bekend met elke een se behoefte. Hy ken elke een se roepinge. Hy ken elke een se nood. En Here, die engel van die Here kom daar by hom en hy sê vir Elia, staan op. En terwyl Elia opstaan, Here, en toe sien hy daar is 'n brood, 'n warme broodkoek op die klippe, en hy sien 'n gaan water, en die engel sê, drink en eet. En hy drink en eet, maar in die toestand wat hy hom in bevind, Here, val hy weer aan die slaap, en die engel van die Here kom die tweede keer, en hy sê, staan op, halleluja, staan op, Here, en hy staan op, en die engel sê, eet en drink van die pad, is vir jou is lang, en Here, vir 40 dae, en 40 nagte, kon Elia geloop het, omdat hy opgestaan het, en geëet het, en gedrink het, en vanmôre vind ons in die huis van U, om te eet, en te drink, aan dit wat U vir ons beskik in die oggenduur. Nasi kutababarundu kutibernakaya. Halleluja, dit is lekker in die huis van die Here. Ek bid vanmôre, seën ons. Ek bid Vader, die liede wat ons sal sing, dat dit tot eer en tot verheerliking van die Here sal wees. Verkoop
ons siele vanmôre, lig ons op vanmôre. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Prys die Here. Amen. Ek is vry. Nou maak ons sommer vry. What a mighty God we serve. Ek
Ek getuienis môre van 'n mighty God we serve. My dogter het ingeskryf op Facebook vir 'n sakpas bruidjie om 'n bruiloft te wen, 'n troue. Ek het vir gesê ek betaal nie troues nie, julle wil trou, julle betaal troues. Sy het ingeskryf laasweek toe wen sy die kompetisie. Toe ons daar was, het hulle 'n ding getrek vir die wat ook daar is. Toe wen my ander dogter, die ander daar ook 'n troue. Altyd 'n troue gewees. Amen. Dis wat die mighty God is. Ja, ek is by kinders, ons gaan nou troue. Dis die volgende stap in 'n lewe. Ek en Annelies gaan alleen wees, maar the mighty God we serve. Nie meer baie lank.
van Golgotha. Amen. lofprysing. Kom ons loof die Here wat hy vir ons op Golgotha gemaak het. Amen. Prys sy naam. Kom ons neem ons plekke. Amen. Jy oor vir pastoor met gou. Kom wag hier kom iemand. Amen. So kan ek iets. Amen. Dierbaar is ek so dankbaar teenoor die Here. Amen. En teenoor die Heilige Gees wat vir ons kan leer en wat vir ons kan onderrig. Weet ek loop al van Woensdag met hier die gedeelte van die apostel Paulus terwyl hy 'n gesig in 'n gesig het hy 'n Macedoniër gesien wat hom roep en sê kom oor na Macedonië toe. En onmiddellik het hy koers geneem en gegaan en deur Samothrace gegaan en Troas en deur Neapolis en toe kom hy daar in 'n klein plekkie by die naam van Filippi. En die Bybel sê dat hy daar op die Sabbatdag het hulle buite die stad gegaan langs 'n rivier by die gebruikelike bidplekke. Daar langs by die gebruikelike bidplek was daar 'n klompie vrouens wat hy met hulle gespreek het. En terwyl hy spreek, was daar 'n vrou by die naam van Lydia, 'n purperverkoopster. En die woord sê dat die Here het haar hart geopen om te luister na die woorde wat hy gespreek het. En sy het hom ingenooi en gesê, as jy weet dat ek my hart oorgegee het, kom en bly by my. Maar weet, dit wat terwyl ek dit Woensdag aand gebid het en nadat dit weer gaan bepeins het, toe vestig die Gees van die Here vir my op iets anders in daardie skrif. En ek wil dit net vir u voorhou vanmôre. Dit sê daar in Handelinge 16 vers, ek gaan lees van vers 16, hoofstuk 16 en vers 16. Hy sê, terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slaafin met 'n waarseende gees ons teë, wat vir haar eienaars baie deur waarsêry groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskree en gesê, hierdie manne
is dienaars van God die Allerhoogste en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. En dit het sy baie daar lank gedoen, maar baie ontevrede daarvoor het Paulus hom omgedraai en vir die Gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit daar te gaan, en dit het op dieselfde oomblikke uitgegaan. 'n ander vertaling sê dit in vers 16, toe ons weer op pad was na die plek waar ons gebid het ons 'n slaaf raak geloop het. Broers en susters, ek wil die Here dank vir môre. Ek het gedink, Here, vir môre toe ek bid, ek sê, Here, ek weet nie of ek oor dit moet net so 'n bietjie praat het. Maar toe ek klaar gepraat het, toe bevestig die Here, ek maak die Bybel oop en ek kom op Psalm 21 wat sê op pad. En weet broers en susters, terwyl apostel Paulus op pad was na die biduur, kom daar hierdie slaaf met hierdie waarsêende gees, en sy is 'n, hoe kan ek sê, 'n strukkel vir hom. En ek dink daaraan hoe baie keer wanneer ons op pad na die huis van die Here is, wanneer jy op pad na die biduur is, wanneer jy op pad na die oggenddiens is, of jy op pad is na die aanddiens, of op pad na 'n tentdiens, of 'n evangelie veldtog, dan kom die vyand altyd met 'n stryk uit 'n manier wat hy gebruik om jou te leer, of hoe kan ek sê, te ontstel, terwyl jy op pad is. Daar is altyd 'n waarsêende gees wat daar is, wat jou wil afwyk van die pad. Maar ons moet doelgewus wees in hierdie tyd wat ons lewe, dat wanneer ons sê ons gaan na die huis van die Here, niks gaan my keer nie. My huis, my gesin, my kinders gaan my nie keer nie. My kar gaan my nie keer nie. Ek is op pad na die huis van die Here. Paulus was op pad na die gebruikelike bidplekke, 'n plek waar hulle met die Here gepraat het, 'n plek waar hulle saamgekom het om die Here te loof en te aanbid, maar die vyand is 'n listige vyand. Ek sê altyd hier, ons sê gister, vandag en tot in alle ewigheid is die Here dieselfde. Maar 'n mens kan ook sê van die duiwel af in sy Bybel, seker is daar ook geskryf, ek is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Want ek gebruik dieselfde strategie wat 'n jare gelede met my ouma en oupa gebruik ek nog in hierdie dag. Ja, halleluja. Ja, die pot op die stoof, net voor die diens. Raak jy besig met iets anders en dan brand die vleis, anders jy ontsteld. En jy kom ontsteld na die huis van die Here, en jy nodig weer om opgewek te word, of jy krag te kan kry, of die taxi op pad na die huis van die Here wat voor jou indraai. Vanmôre toe draai iemand mee ook voor, ek sê, nou, ek gaan my behou by dit wat ek ontvang het van die Here. Ek gaan my nou nie steur oor die persone, want die duiwel gebruik daar die persoon, hy is onbewus van dit, maar hy bring dit voor jou, sodat jy ontsteld moet kom, dat jy jou vrymoedigheid in die huis van die Here moet verloor. Hy gebruik dit, en wanneer jy op pad is na jou gebruikelike bidplek by jou huis, dan is die mat miskien wat al die jare of al die tyd daar was, dit steur jou nou daar die oomblik. Of die gordyne is nie reg. Nou moet jy eers die gordyne reg. Dit was altyd daar. Maar hy is op pad om jou te divert van om by jou biduur uit te kan kom. Hy is net 'n slimse plan, broers en susters. Hy sal alles gebruik. Hy sal dit voor die diens, dan is jy jou eggenoot net iets verkeerd gesê, en is jy ontstel. Of jy kry net 'n hoofpyn nie voor die diens, as ek kan by die huis bly. Ja, dit gebeur met my. Maar 'n mens moet volhard in jou geloof. Mens moet volhard in jou besluite. Ek in my huis, ons sal die Here dien. Halleluja, ek dink aan 'n tyd. Ek dink daarin. Wat moet ons doen, broers en susters? Hy sê daar, baie keer binne in die diens.
Die suster is nog nie hier vanmorgen. Maar ek is eendag op deurdiens en ek wil groet en sy wil my nie groet nie. Ek het, wat die mens te ontstel. Halleluja, maar weet, Apostel Paulus gee vir ons 'n opdrag wat hy gedoen het, ons bestraf die werke van die vyande. Halleluja, weet ek dink daarin jare gelede met wyle pastoor Frisbee, terwyl ons 'n saamtrek hier gehad het, my eggenoot uit in daardie week in die hospitaal gewees het, operasie, en ek sê vir kom ons kan die saamtrek, en sy sê nee, sy kan nie, hierdie wond van haar bloei, en ek sê kom ons kan, en later bemoedig ek haar, ek sê kom ons gaan na die huis van die Here, en die broers en susters, daar waar broer was Gerard sit, het ons gesit, en daardie aand sê die Here deur pastoor Frisbee, sê vir al die diensknegte wat op die verhoog sit, hy sê gaan stap deur die verhoor en raak net elke een aan, jy nodig nie is om te bid nie, lê net jou hande op daardie persoon, en weer broers en susters, daardie aand, toe raak die Here my eggenoot aan, dat daardie wond het opgehou om te bloei. Halleluja, ek dank die Here, broers en susters, ons as priesters van die Here moet opstaan in hierdie tye. Ons leef in bose tye. Ons moet die verantwoordelikheid neem om te sê, kom ons gaan na die huis van die Here. Dit maak nie saak wat gaan verkeerde. Dit maak nie saak of dit my werksomstandighede is. Ek dink baie keer vanmôre in my werk wat ek 'n verantwoordelikheid gehad het in my departemente, 'n begroting van tot 80 tot 100 miljoen rand 'n jaar, dan sê ek, Here, ek gaan na die biduur toe, ek gaan na die diens toe, na die diens sal ek hierdie dinge opvolg, en die Here het my gehelp, broers en susters, ek kan vanmôre getuig, dat die Here was met my, want hy sê, soek die koninkryke van die Here eers, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Glory be to God. Halleluja. Kom ons soek die Here terwyl hy te vind is. Kom ons bestraf die vyande wanneer daar die gedagtes opkom voor 'n diens. Of die taxi kom voor jou voor die diens. Halleluja, bestraf dit jou gedagte, want dit is die werk van die vyande. Hy wil jou beroof. Hy wil jou seëninge beroof. Halleluja, ek gaan net nog een getuienis gee. Daar die beslisheid om by die huis van die Here te wees, en die duiwel sê nee, is te ver om te ry. 2 konferensies 2022, 2023, is op 'n Vrydag na die voete was en die 10-uur diens, praat die Here 2 jaar in dieselfde boodskap vir my, dat hy my gaan seën. En as ek nou nie daar gewees het in 2022 en 2023 op dieselfde dag, kyk hoe werk die Here, op 'n 10-uur diens, op 'n Vrydag, praat die Here met my. Ek dink aan 'n oujaarsaand terwyl ek in 'n diens was, en die Here praat met my, en ek ry, ek dink amper 100 kilos na nog 'n diens, daardie aan, praat die Here presies dieselfde woorde, wat hy deur die een profeet gepraat het, hy praat deur 'n ander profeet, en sê vir my dieselfde woorde. En weet wat vir my so verbasend was, dat die gees van die Here, die boodskap wat hier gebedien was dieselfde boodskap wat daar gebedien was. Kyk die egtheid van die gees van die Here. Kyk hoe waaragtig is die gees van die Here. Maar dit kos 'n man en 'n vrou om 'n beslisheid te kan hê, om te sê, gaan na die huis van die Here. Al kom daar wat my pad langs, al doen wat met kom, wat 'n ontsteltenis, ek gaan by die huis van die Here wees. Ek dank die Here, broers en susters. Kom ons loof die Here. Halleluja, al gaan dit opbrand, al gaan dit afbrand. Ons moet by die Here bly, want die Here is getroue. Hy sal ons weerdra, hy sal ons uithelp, op pad, halleluja, is hy met ons, tot in alle ewigheid, amen.
Prys die Here. God is goed. Die Here is werklik goed en ons het 'n dankbare hart om te weet dat daar is krag in die bloed van die lam. Prys sy wonderlike naam. Ek wil met u praat oor 3 skrifte in die Bybel. Op een of ander manier het ek vanoggend nie my bril hier nie, so dis van baie moeilik om te sê waar ons kan dit lees. Maar ek wil vir u, terwyl my vrou self huis toe jaag, dankie broer Andre. Amen. Prys die Here. Daar's 3 elemente, ek wil graag met u gesels. Dis nog net 2 maande, 2 weke oor, dan is dit die einde van die jaar. So die tyd het gegaan. As ons iets nog nie hierdie jaar klaar gedoen het nie, wat ons wou gedoen het nie, dan moet ons onsself haas. Want die tyd is baie min. Ek sit by die konferensie. Dis die eerste konferensie in baie jare wat ons as konferensiegangers daar is. En ek het nooit geweet dit is so lekker om net te gaan eet nie. Al die jare het ons kos gemaak, het alles gedoen om ander mense te voed. En hierdie jaar wat het vir my werklike konferensie wat ek kon sit en nabetragting doen oor dit wat die predikers vir ons gepreek het. Johannes 9 vers 31, luister, ek wil vir u woorde uithaal. Ons het nou al vir die afgelope maand gehoor dat die Here gaan kom, trompette gaan blaas. Ek wil niemand daaroor in die voet skiet nie. As iemand so gesig gehad het, gaan ek hom nie ek gaan hom nie daaroor aanval nie, verbrander. Gaan hom nie daaroor aanval nie. Ek kan nooit vir iemand sê die Here het dit nie vir jou gewys nie. As iemand vanmôre sê dat die Here hom 'n gesig gegee, dan het die Here hom 'n gesig gegee. Dan kan ek hom glo, dis sy gesig wat hy gekry het. En wanneer ons in ons lewe begin, dan is daar bydraende faktore, daar's goed wat ons moet doen, moes gedoen het en nog moet gaan doen. Een harde skrif, Johannes 9:31, luister wat sê, 'n harde skrif. Baie mense sal vir jou sê dat ek het dit al hoeveel keer van die kansel af gekoteer, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek wil vir dit sê dat sekere skrifte in die Bybel, hoofstukke en boeke, tel nie vir 'n sondaar nie. Die Bybel is tweelenig geskryf. Hy is geskryf vir die sondaar wat tot bekering moet kom. Dan is daar 'n middelproses van waar jy jou laat doop, jou hart uitbely. Dan is daar 'n derde gedeelte, dis die pad na die konsiliasie. Hy sê, en ons weet, Johannes skryf, hy's 'n disipel, en ons weet, dat God nie sondaars verhoor nie. Maar, as iemand godvreesend is, en sy wil doen, omdat ek vir die drie sondae aande terug het ek hier vir die mooi beduie wat
die wil van die Here is, en is nie altyd almal wat my saamstem nie. Maar ek volg nie die Bybel uit sekere persepsies nie. Ek vat die Bybel op harde woorde. As jy sy wil doen, die verhoor hy. So jy kan nie in elke pad ongeluk of elke omstandighede wat jou vaart langs kom sê, Here, u bloed nie. Daar's nie 'n storie wat so bestaan wat hy jou vertel wie jy my die Bybel gaan wys dat dit werk so nie. Hy sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Hier is 'n skrif en ek gaan dit vir jou as 'n 4de skrif later verduidelik. Maar luister wat sê, ons weet. Ek gaan dit in my woorde sê. Ons weet dat God nie 'n spaarwiel is vir 'n mens se lewe nie. Maar dat jy, wanneer jy sy wil doen en sy wil, en dit staan in die Bybel in Matteus, die wil van die Here is dat jy moet hemel maak. Dis die wil van die Here. Daar's die ander goede van karre koop en huise koop en skoene koop en al daai nog, dis nie die wil nie. Moenie my vertel van ek gaan soek die wil van die Here voor ek 'n kar koop nie. Jy maak die Here baie cheap om hom te wil vergelyk met 'n 4-wiel kar of met 'n klomp stene wat jy 'n huis wil bou of iets wat jy wil doen nie. Daai dinge bestaan nie, my broer. Pastor Frisbee was 'n werklike goddelike profeet en ek het baie tye met hom op die vliegtuig deurgebring. En een aand skrik ons wakker. Hy is iemand wat rarig op die vliegtuig geslaap het nie. En hy vra vir my hierdie vraag, hy sê, wanneer gaan jy vir jou 'n ander kar koop? Kom ek jy vertel, hoekom het jy my dit gevra? Ek en my vrou het daar by hom gaan kuier een oggend. En ek het die kar so op die inry ingeparkeer en gestop. Ons is in die huis in. Sy daar lekker geëet saam met hom en gekuier, ons het vir 'n rede gegaan. En toe ons klaar is, het ons gebid en ons het voete gewas. Ons het in die kar geklim en toe ek in die kar klim en ek met die sedel draai, toe is daar niks. Toe staan in die moderator se driveway. Die kar onderry. Jy weet wat sy embarrassment is dit? Ek het die kar in 3-rad gesit en die kar aangesluit en hom gelos en so 'n bietjie agteruit gehardloop. En toe ek die klats los en vat hy. En lank daarna, 2-3 jaar daarna, vry my of ek my 'n kar gaan koop. En ek dink by myself, hoekom het ek my gevra of ek my 'n kar gaan koop? En nog voor ek vir antwoord te sê vir my hierdie woorde. Voor jy 'n kar gaan koop, gaan check jou budget. Ja, amen. En daar gaan vir my 'n baie groot deur oop. Ons soek die wil voor ons iets doen, is ek reg? Ja. Maar gaan die Here vir jou 'n plan maak as jy nie genoeg pyn kry nie? Soek jy sy wil? Gaan jy van hom gunste en gawes vra om met jou vir 'n spaarwiel gebruik? Of het jy geld om dit te koop wat jy wil hê? Dink vir jouself, mooi wat ek vanmôre praat. Gaan nie vanmôre met hierdie woord klaar maak as jy vanaand verder gaan. Dink mooi. Breek God jou as dit met jou kan goed gaan? Of laat hy dit toe? Of is jy tevrede met die minste wat jy het? Ja, ons is 'n sunny seastorm.
Ag Here, as dit U wil is. As jy my daai ding vertel, dan moet jy Johannes 9:31 vanmôre lees. En ek sê nou vir jou iets sonde in jou lewe. Want jy het eendag aan 'n stadium in jou lewe 'n verkeerde besluit geneem. Jy het eendag aan 'n stadium in jou lewe 'n verkeerde besluit geneem. Want daar is 'n 7-letter woordjie wat 'n sondaars hier in die Bybel staan. Wat ek onskuldig is. Nou kan ek die woord omdraai en sê, ja, broer, ek kyk gistermiddag op televisie, toe adverteer hulle daar die Mercedes en die Land Rover. En hulle sê die prys is oor R1 miljoen. Ek ry by 'n plek, ek staan by 'n plek, by die skool, ek wag vir hulle om uit te kom. Daar kom iemand met 'n Discovery 4, dink ek. So 4.8, jy kan hoor as hy om bietjie net gee, dan kan jy hoor, dis verskil tussen seuns en manne. En my gedagte gaan daarop uit. As die Here daai man kan bless, het hy iets gedoen. Hy het iets reg gedoen. Wat hom die vermoë kon gee om daai kar te ry. Dan gou vir jouself. Dan gou vir jouself. Onderry ou klein wit Japaneese karretjie. Nie wat ek kom wil ry nie. Ek wil hom eintlik nie ry nie, want ek sproot. Sit nie so lekker in die sitplek nie, net te min juice en daar die paar goede. Dat jy nie heeltemal oor tevrede is. Maar kan vaar. En dis my karretjie, ons kan hom koop. Ek het vir die gesê dat ek koop nie bande nie, ek koop karre. Ek het nie vir die gelieg nie. Ek is my 8ste jaar of my 7de jaar hier. Ek het nog nie tyres vir 'n kar gekoop, ek het nog net karre gekoop. Jy gaan nou vir my vertel oor 4 jaar wil ek aftree en spandeer my geld op karre, dan wil ek vir jou nou sê jy maak 'n groot fout, want ek het nog nie 'n sent van my spaargeld gevat om 'n kar te koop. Amen. Jy sien daai wat hy sê, sy wil. Sy wil, ek het nie gaan bid vir 'n kar nie. My en my vrou se persepsie oor karre verskil. My vrou loop oor die karre, wag vir die salwing, sit en ek nie omdat ek check om my V8 engine in. Hy so, ek kan my karavaan trek, ek gee vir my hoor hierdie kar hulle 'n bietjie poeier. Halleluja. Nog voor my vrou 'n skrif kan kry, dan teken ek. Gaan ek met my depie. Wat ek wel die fout gemaak het, is ek betaal die prys vir die dom ding wat ek aangevang het. Want 2 jaar daarna het ek 'n nuwe engine gekoop. Ek gaan koop hierdie kar en ons vertrou die Here, glo hom, toe kos 'n gearbox by R38.000. 3 plakdrade R9.000 en 'n petrolpomp R32.000. Nou vertel my die Here gee jou daai ding. Vertel my daai ding, broer. Is dit die tipe kar wat die Here 'n man gee as jy om 'n kar vra? Ek was arend. Ek sê nie my vrou het misgevat as sy gebid het nie. Arend het ek iets gedoen wat daai sondaars woord regverdig. Ons moet net die teenoorgestelde kant van sondaar kry. Dan moet ons nou vanmôre vir jou sê, luister mooi, dat ek het jare terug tot bekering gekom. Ek het my laat doop. Of eintlik het ek my eers laat doop en jare daarna toe kom ek tot bekering en toe sukkel ek vir heiligmaking. In die redding, daai pad was vir 'n paar jaar bietjie moeilik, soos baie van u wat ook sukkel met 'n paar goed. En nou wil ek vandag iets sê, daar's 'n verskil tussen hemel toe gaan en om reg te lewe.
Hoor wat ek vir jou sê. Elke persoon het 'n patroon waarvolgens hy lewe en wat sy persepsie is om hemel toe te gaan. Dis elkeen se persepsie om dit by mekaar te kan sit. En ek wil dit vir u vandag sê, party mense kan bid. Ja, ek het 'n vriend gehad. Voor skool gaan eet ons eers pap daar by hulle met baie arm en sê mami vroeg in die môre opstaan en maak sy pap as hulle ons skep sy dit net in dit tannie Hannetjie kon lekker pap maak. Dan hoor ons soos ons by die huis inkom bid tannie Hannetjie. Ek sê net vir julle sien net die Onse Vader die hoor. Sy kon bid. Sy kon bid. Hy sê in Hebreërs 12 vers 14. Hier is een van die kragtigste skrifte met die kragtigste woord. Jaag die vrede na met almal. Jy weet ek maak foute. En in ons sodanigheid, ons het nou baie nuwe pastore, jong mense, ek het gesien hulle 'n hele klomp waar gesit wat onder die 40 is. En ons kerk is besig om 'n hele nuwe dimensie in te gaan met nuwe goed. Die jong mense het 'n ander gedagte as ons van kerkhou en van heiligmaking. Ek weet nou die woord heiligmaking meer vandag se kerke is nie, ek twyfel. Ek weet nie so, ek is nie heeltemal seker met dit nie, maar dis alle mense se probleme. Maar jaag ons die vrede na met almal. En die heiligmaking. Hoor mooi. Die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien. Die tot bekering gekom. Ek weet nie hoeveel jaar terug en ons elkeen is maar op ons tyd tot bekering gekom. Die tot bekering gekom. Ons het ons laat doop. Ons het by 'n kerk aangesluit. Ek neem aan jy moes dit gedoen het. En baie mense is baie skerp. Baie mense sal met jou sit en praat en dan sal hulle vir jou goed sê. Hulle sal goed uit jou lewe uithaal. Hulle sal vir jou goed sê. Ek het nie groot behoefte daar om vir iemand sy sonde te sê. As ek vanmôre rarig wil kan ek die sonde, ek wil nie die woord uithaal nie. Ek kan net goed preek en iemand gaan skree, dis myne. Maar het ons 'n plan? Het ons 'n plan om vir iemand te sê hoe om van daardie sonde ontslae te raak? Jy sien, heiligmaking is nie hoe jy tot bekering gekom het of wat 'n groot sondaar. Dit is niks met heiligmaking. Heiligmaking kom na die bekering en na die redding. So jy moet eers tot bekering kom, jy moet jou eers laat doop. En dan is jou pad na rekonsiliasie, dan begin jy die pad na redding. En as jy bekeer jy laat jy doop en jy sal gered word. So dan moet jy die pad loop om gered te word. Ek het een môre vir 'n gemeente gesê, wil julle weet hoe groot profete is hy? Baie mag gekyk en ander mag dit gesê het, was jong so, dat jy het nie regtig 'n woord gehad. Toe sê ek vir hulle dat ek is so groot profeet so wat die Bybel sê ek is. Jy profeteer ten dele wat jy ken ten dele. Wat ek nou vanmôre gaan doen is, ek gaan nie vir jou sê, so sê die Here nie. Want dan is dit 'n bietjie kwaad. Want wat ek vanmôre gaan doen is, ek gaan vir jou sê. In jou kar wat hier in die parking area staan, is daar 'n rooi shifting spanner met 'n driehoekie op in jou boot. Moenie om nou gaan kyk of nou gaan haal of tensy jy baie braaf is, maar as jy jou image wil beskerm, los dit bel my na die tyd.
'n Sondagmiddag toe bel die broer my. Toe sê ek, moet jy dit geweet? Ek sê jou nooit, profiteer ten dele wat jy ken ten dele. As jy werk op die myn, jy kry shifting spanners niks verniet. Ek sê so wat jy gedoen het, jy het gesê, ag ek werk overtime waarvoor ek nooit geld kry nie. Vir die wêreld is dit nie so nie. Daar's altyd 'n uur of 2 of 3 of 4 ure 'n maand wat jy werklik gewerk het, maar jy het nie overtime geboek nie. So wat doen jy? Jy vang 'n shifting spanner. Jy regverdig die shifting spanner se waarde. Toe hulle die 2 of 3, 4 ure overtime, jy sit hom in jou boet. So hoe werk dit? Ja, ons het van die myn afgekom. Ons het net daai tyd met pakke rollebolpenne geskryf en diergoed, want ons het dit op die budget gestel. Maar die eerste wat die Here met my kon praat, is oor stationery. Nie oor shifting spanners en daai goed nie. Voor ek bediening toe gaan, toe roep ek my klaar te sê ek van kom nie. Ons het seker, daai jare was daar, hulle het dit 'n fish genoem, so portret storie wat jy 'n glas dink en dan sien jy die goed se stopkodes en bestel jy dit. Ek sê vir hom, bring die fish hierso. Ek sê, ja, ek gaan pen en Nora kry, potlood, ek vat altyd my kinders in skool en Nora kry, want ek weet ons nou die geld kry nie, my kinders moet stationery en ek moet stationery en so nou, maar ek sê, ons vat 'n redelike boksie, hoor, so die helfte van 'n appelboks. Daar kom 'n goeie 3-4 rand so goed in. En ek bestel het, en ek sit dit in die boks. Ek was 'n voorman, ek het afgelos en ek het baie ure verniet gewerk en hard gewerk waarvoor ek nooit vergoeding gekry het nie. So ek voel ek gaan my venseer vang. En ek konwins my so erg. Want kyk wat sê, hy sê in die 9de vers, die Here verhoor nie 'n sondaar nie. So wat het ek gedoen? Ek was jeugleier van die kerk, ek was reeds toe al in Western Area. Ek was reeds toe al op die financieringsfonds, was die tesourier. Ek was die voorsitter van die konferensiefonds, ek en my vrou, van die konferensiekomitee, ag en nog 'n klomp ander goed. So ek voel, ek het my venseer gebring. Daai ou boksie, hoe Harry gaan nie daai goed mis nie. En dan kom by die ek maak die boks toe en ek skryf daar briefie op. From mine stores to shaft foreman. En ek sit daar stationery. Kom ek al by die hek. Sekuriteit vang die papiertjie, jy sien hom, hy sê, hoe jy, aan die foreman, hy sê, okay. So wat sê, hy sê, dis stationery, sorry. Dan vat ek buitekant toe in die kar, daar ry ek huis toe. Ek en my kinders gesorg vir 'n paar jaar. Daai aand is dit bid hier, ons is in Western Area, bid hier. Sit ek voor die kerk al in die middel. Hou ons bid hier. En die Here help my daai aand dat ek 'n boodskap bring oor heiligmaking. En ek preek myself right away uit die kerk. En as ry huis toe, ons het van 'n Stelstraat gebly in Western Area en die volgende moere. Ek weer daai boks. Ja. Van my boks, ek moet hom terug myn toe. Sit ek die môre daar in die Kaapstad. Vra ek die Here, is dit genuine faith? Die ou paar goedjies man, maar jy gaan nie goed mis nie. Ons seksie het so 'n gewellige budget.
Niemand gee nie so vra oor 'n paar rand se stasie. En broer het daai skrif vanmôre gekwoteer, ken hom in al jou wene as jou baie vir gelyk maak. Ja. En daar praat die Here met my. Daar praat die Here met my. In die eerste plek oor diefstal. Maak nie saak of ek een pakke rollebol gesteel het of ek 'n hele boksie vol gesteel het nie. Of ek een Stedler uitveer gevat het of een potlood, daai jare was klatspotloode mooi net ingekom. Ek vat daai boks. Ek is met hom die trappe op. Halleluja. Selfe man wat my gistermiddag laat uitgaan het. Hy sê, "Oh, you bring back the box." I said, "Yes." Hy weet mos wat binne in die boks en gister mos nou gevra. En so die Here begin werk. Oor sondaar wees. Ek kan nie myself hier sit as 'n teruggevalle of wat ook al die geval mag wees nie. Ek moet myself hier Johannes 9:31 blaatant beskuldig van diefstal. En die 10 gebooie praat pertinent. Jy mag nie steel nie. Hy praat nie van wat jy steel nie. Hy sê jy mag nie steel nie. En die enigste iets wat jy nie steel nie, is wanneer jy iets regtig legal doen, dit betaal of iets so mate daar is, dat jy dit regverdig kry. En daai help die Here my. Daai help die Here my. Jaag die vrede na met almal. En die heiligmaking. Jy weet as ek by my huis werk en ek het stationery nodig. Ek sal nie my broer bel en vir hom sê ons moet 10 of 20 of 30 of 40 bladsye druk. Ek het 'n pak papier nodig of 'n potlood of 'n pen of wat ook al nie. Want dit regverdig nie. Ek kry nie 'n stationery toelaag wat my regverdig om stationery te vat nie. So as jy by jou huis vir jou pen en papier gaan koop, dan moet ek by my huis ook pen en papier. Amen. Ek kan nie daar met 'n kas vol stationery sit en u het dit uit u kollekte en u 10de betaal en ek skryf met die beste van goed nie. Yes, amen. Dis kroeg man, dis verkeerd. Jy doen dit nie so nie. Dit werk nie so nie. Praat bietjie heiligmaking vanmôre, ons wil hemel toe gaan en dra Kersfees en jy weet mos hoe is dit. Hy sê daai heiligmaking is waar sonder niemand die Here gaan sien. Daai heiligmaking is iets waar sonder niemand die Here gaan sien. So as jy nou kyk na sonde en 'n sondaar en heiligmaking, dan is daar 'n baie groot skeur tussen die twee, want die een distansieer hom van die ander ene. En die een kan nie met die ander een meng nie. Ek het nou vir die gesê, as jy iets wil hy gaan koop het vir jou. Moenie skimp nie. Amen. Moenie skimp nie. Waar ek my kar skry vandaan kry, of waar ek my kar te paaiement ek glo nie, ek is nie so. Ek het nog nooit by enige een paaiement van 'n kar gevra of geskip of vir die kerkraad gesê, jy broers, ek hang net hier iemand vas, is daar nie 'n paar rand meer nie. Ons het 2 of 3 datums, daar 'n probleem met die checkrekening gekos. Ek het broer Gerard gevra, betaal nie die salaris so 'n dag voor die tyd in. Maar jy gaan nie, jy doen goed nie. Jy gaan nie en jy gaan begeer. Daai kar wat daar staan, is 'n mooi, ek sal hier rondloop. En ek sal hierdie karre wat hier staan, dis ek like hulle man. Ek wil graag by iemand weet
Hoe werk die kar? Hoe tou hy? Hoe maak hy so? Hoe doen hy dat? Wat gebeur hier? Hierdie karre wat jy gekoop het, weet jy, dit is vir my, ek het een keer in Bloemfontein gesê, my begeerte is dat hier moet sommer 'n rymasjiene sê jy afstaan. Want laat ek jou gou iets vertel, ek gaan dom wees as ek U nie wil bless nie. Soos ek wil geseën wees, moet die Here jou seën. So ek gaan baie dom wees as ek nie bid vir die gemeente dat die Here moet seën, sodat die Here my ook kan seën, sê my saam. Amen. En as ek weet daar's 'n fout by iemand se huis, dan gaan bid ek. Ek gaan bid. En ek vra die Here om vir iemand regmatig, dat hy vir iemand regmatig die antwoord gaan gee op dit wat hy graag wil hê wat moet gebeur. Ek breek nie met goed nie. Ek breek nie met goed nie, broer, dit vir my, weet jy ek wil al vir jou sê, ek vra die Here, jy moenie mense seën. Amen. Seën die mense by die huis. Seën die mense se kinders by die skool. Laat daar top 10 kinders is, meer as 1, 2, 3 in ons gemeente. Dat die Here dit so bewerkstellig met hulle gees. Ek sê vir Alissa, ek sit Vrydagmôre saam met haar in die kar, ek sê van weet jy wat? Sy vra my hoekom mag hulle nie 'n selfoon binne in eksamenklas hê nie. Ek sê want hulle krip daarmee. Ek gaan na 3de skrif toe luister wat sê. Ek gaan na 3de gedeelte toe. Hebreërs 12 vers 14. 1 Petrus 3 vers 12. Luister wat sê, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Amen. Kyk nou wat doen hy. Hy sê die oë van die Here is op die regverdiges. En sy ore tot hulle gebed. Jy sien wanneer die eerste ene gesê, die eerste het gesê verhoor nie 'n sondaar nie. Die derde een sê want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot op hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Ja, amen. Die aangesig van die Here is op die kwaaddoeners. Ek wil dit vir u vanmôre sê en ek het die tyd by die konferensie tot met baie mense gepraat. Moenie teen die gesalfde van die Here opstaan nie. Amen. Moenie jouself teenoor my vergelyk nie. As jy slimmer is as ek is, prys die Here. Amen. Prys die Here. My begeerte is dat ek dit vir die jong pastore wat daar by my gestaan en gesels het, ek het dit vir hulle gesê, kerels leer. Leer die Bybel, leer die skrif, gaan leer die gawes, gaan gaan op jou knie, van die boeke. Hosea 4 vers 6 sê, die my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, is omdat elke oue kerkstig, hy stupid, hy weet nie waaroor hy daar staan nie, maar hy wil blikke goed sprei, slange eet en modder drink en al daai dinge. Die helfte van al hierdie kerke wat hier buitekant is, hulle stupid. Sorry ek het vir jou so in hierdie taal sê, maar ek sê nou vir jou. Jy hou nie sommer net in enige se bediening vas nie. Moenie na iemand se klere kyk en sê, oei, hierdie man, hy's gesond, hy het pragtige klere aan. Die regverdige het groot krag. Ek wil net weer vir jou vanmôre sê oor die wil van die Here. As jou kinders nie die Here soek, dien nie. Dan moet jy besop oor die wil van die Here. Dit is die wil van die Here dat hulle regverdig moet wees en jy gaan. My vrou het my 2 kinders en ons het ons 2 kinders baie het ons hulle so getanteer. Dien die Here, doen dit. Dien die Here, maak so. Dien die Here, dien die Here, dien die Here. Later van tyd word hulle so hoekap, hulle wil nie eens meer met jou praat nie.
Want wat is die wil van die Here? Dit is sy wil dat elkeen hemel moet maak. Dit is sy wil dat elkeen moet hemel maak. As ons wapens het, gebruik jou wapens. Nie jou kinders kwaad maak nie. My vrou het geweet, hulle moenie met my karring oor hierdie kerkstories nie. En hulle sak en as kom nou al baie jare by baie kerke. Ek klim een hand in die bed, en ek het so rukkie gelê en voel ek, joh, ek vra my vroutjie, die koekies geëet in die bed. Wat fout? Nee, ek het die koekies geëet. Skit hom so uit. Daarna toe vertel sy my 'n sak en as. Ek het op as geslaap. Hulle het my geslaap waar dit seer maak. Sonder dat ek dit geweet het. Sien hoe vang jy jou kinders? Besop man. Besop. 'n Kind word kwaad as jy nek. Ek het kwaad geword. Ek het my skoonma gewys, ek sal nie kerk toe gaan om te spyt. En dan het ek nie gegaan. Ek het Saterdag nagte gewerk. Kom ek Sondagmôre vroeg, dan is daar nog tyd om kerk toe te gaan. Dan lê ek in die change-outs en slaap tot 10:00, dan stort ek en gaan ek huis soos hulle 10:00 kerk toe gegaan het. Ek het hulle gespyt. Maar nou wil ek ook vir jou so sê. Dat as dit nie die Here was wat my raak gesien het, dat ek ook groot moeilikheid gehad. En vanmôre kan ons onsself die vraag afvra. Hoe vorder ek met heiligmaking? Jong, ek wil nie dit vertel. Staan by 'n roubot. Jelani is 'n klein dogtertjie. Sy het so tussen die golfies sitplekke gesit met haar armpies so. My vrou het hier gesit en Piet het op haar skoot. Dan kom 'n blonde meisie in die roubot slaat groen vir hulle. Dan loop 'n blondie. Maar kyk, sy's redelik tapsaam getrek. En op baie oomblik toe lei die klokke in my kop, hoor niks, weet niks, ek hoor net maar nou weet ek kan nie so maak nie, dan kom my vrou weet wat doen ek. Want sit ek so reg en ek kyk so met my oë. My vrou het niks gedoen nie. Sy het my net gevra, sy's mooi nie. Ek voel dat ek sing so in daai golf so sitplek weg. As sy daar die verkeerde ding gesê het ons 'n magtige argument gehad. En ek onthou dit vandag nog, want ek sê stop, en dan loop mense oor en dink ek, hey, kyk jou pa. Want dit wat sy gedoen het, was regverdig. Sy het dit met my goed gedoen. Maar sy kon my daar 'n hele groot storie vertel het, wat 'n geweldige argument kon uitgelok het, en ons het die lewe uit mekaar uitgehaal. Maar ek sê vir jy moet iets met wysheid aanpak, hoor. Jy moet iets met wysheid aanpak. Broers, my nou nie vanmôre vertel, julle so skyn heilig, julle kyk hier. Ja, ja, hoor. Ek is 66, moet nie maar dit vertel. Die motorboot gaan, dan lê daai girl so langs die dam. Jy weet mos, hulle maak hier die strippies hier agter los, dan lê hulle so. Dan reverse ek die motorboot so, dan trim ek die masjien so, laat hy net in die water is. Gee kom net so vlog. Dan slaan daai golf van water so. Hier is 'n broer wat my hart uitbelei het. Dis 'n groot saak, so Marius het vir my goed laat belei wat hy nie eens my geprofeteer het nie, maar ek het geweet ek gaan 'n kant vat, ek gaan dit uitbring. Ek gaan dit uit. Nee, die broers verduidelik hoe werk dit. Miskien is jy heiliger as ek sê dit nie. Maar dit is lekker om jou te vertel wat die Here gedoen het.
Weet toe die, ek wil nie verskoon my man. Een van die kinders wat saam met ons groot geword het in Kaapstad, kom my vrou toe. Sy vat haar so, sy sê, moet Tannie, ek begeer jou lyf. Weet jy hoe trots is ek? Dis my vrou, dis my lyf. 47 jaar met daai lyf gedruk. Ek ken, dis myne. Elke merkie, myne. Dis my vrou. Nou kyk ek vir 10,000, so die vaar. Al ry hulle wat se karre maak nie saak. Goedjies al by my jaar is kontant. Al koop ek die tyres nie, is alright. Ek vat môre 2 of 3 ander, dan trek ek hulle en vat ek weer aan en soos gat ek maar aan met goede. As jy vanmôre hier sit en jy sê, Here, ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie hoe werk dit nie. Ek weet nie hierdie heiligmaking, hierdie sondaar, Here, hoor jy my? Hoor jy my? Moet ek vanmôre iets sê? Vat net 'n tyd. Sê net vanmôre, Here, moenie jouself snoep nie. Sê, Here, goed in my lewe wat verkeerd is dit en dit en dit en dit en dit. Is verkeerd in my lewe. Kry net daai woord sondaar. Kom ons verander hom net. Kom ons haal hom net uit Johannes 9:31 uit. Kom ons haal hom net daar uit. En dan gaan ons met hom verder na Petrus toe, dan sê ons, laat ons eerder daardie sondaar, daai goed waarvan ek weet, laat ek dit eerder net uithaal en dan daai heiligmaking, laat ek dit net verruil vir die heiligmaking en wanneer ek dan bid, dan weet ek is nie 'n sondaar nie, so hy gaan my gebed verhoor, so die Here gaan vir iets goeds doen. Hoor jy wat ek wil sê? En die Here gaan dit vir jou doen. Mense vra, Here, hoor jy, maar Here, wanneer doen jy vir my ook 'n wonderwerk? Wanneer doen jy vir my ook 'n wonderwerk? Daar's baie wonderwerke wat die Here vir jou wil doen, maar hy wag vir jou om na hom toe te kom. Moenie gaan skimp en gaan die wil soek nie. Man, moenie 'n kar begeer as jy nie geld het om 'n kar te koop nie. Baie mense, ek het al baie keer het getuig dat mense wil hulle buurman weg en dan pak hulle hulle goed. Dis reg, daar's geen probleem met dit. Maar besoek dat jy nie iemand te nakom nie. Besoek dat jy nie iemand te nakom nie. As jou buurman hier langs aan jou 'n gewellige irritasie is of oor die pad, wat doen jy? Tel hoeveel karre is daar by hom? 3, 4 goeder, dan sê, okay, die ou het 'n traffic by hom. So hy kort about 4 of 5 garages. Hy kort 'n lekker groot hek. Inry. Daai 5 karre moet baas hê, so hy moet about 6 slaapkamers hê. Gaan werk vir jou iets uit, gaan werk vir jou blessing uit. Amen. Gaan werk vir jou 'n blessing uit. Dan gaan jy op jou knieë, dan sê jy, Here, die kerel hierdie huis is vir hom bietjie te klein, hy maak moeilikheid hier, so hy huil en hy maak is groot goed hierdie. Hy pla ons. Gee hom 'n plot. Moet 'n swembad. Bless daai ou uit sy sokkies uit. Bless hom uit sy sokkies uit. Weet jy, raak jy van jou baas ontslaaf wat vir jou 'n probleem is. Laat ek jy net gou iets verduidelik. My kerk was vir my baas 'n probleem. Ek kon nie vir hulle sê, ek gaan kerk toe, ek soek 'n week af om konferensie toe te gaan nie. Ek kon nie. Dan vloek hulle die pastoor, hulle vloek die paus, hulle vloek almal. Dit is groot gemors. Ek wil sê die Here het my gewys met my vertel. Ek sit by die studie, ek sit daar by my kantoor. Die manne wat vir my gewerk het was redelik, kyk hulle was jong, maar hulle kon redelik Vlaams praat. En ek dink by myself, ek gaan my kaptein weer vra om af te kry. Maar ek gaan nie vir hom sê, ek gaan kerk toe nie. Ek gaan hom sê, ek gaan St. Lucia toe. Ek gaan vis vang. Dink ek, sjoe. Ek gaan dit sê.
Loop aan, ons kuier, ek sê van jou, die Sharks loop al by St. Lucia. Ek het gehoor volgende week het hulle, gooi hulle die damme oop. Ek sê, wil jy gaan? Ek sê, ja, joh, ek bly wees as ek 'n week kan afkry. Ek sê, vul veel vormpie. Omreis het sy my vrou, hey, sit af. Pak hy klere, maar hy kindjies se konferensiegoedjies is reg, was die kar polisie om, sit ons kerklede ons jeugkonferensie. Ek hou kerk en ons gaan aan en ons dien die Here. Laat waai. En die vraag kom by my op. Waar was jy? Ek sê ons was by St. Lucia in Pretoria. Sluise is oopgetrek met al die siele. We fishing for Jesus. Ek wil nie vir sê my leen is geregverdig nie. Maar as hy nie my taal verstaan nie, moet ek vir hom iets sê wat hy verstaan. Dat jy vanmôre voel, Here, en ek sê nou vir jou vanmôre, jy verdien net die beste wat hier sit. Jy, jou man, jou kinders, jou kleinkinders, verdien net die beste. Jy verdien net die beste. Staan op jou staanplek vir die beste. Van die beste. In die naam van Jesus. Van die beste. As jy vir my sê, jy het iets wat jy die wil van die Here wil hê, dan kom na my toe en help ek jou. Dan verduidelik ek jou hoe werk dit. Dan verduidelik ek jou hoe werk jou budget uit. Hoe gaan jy jou kar kan koop? Hoe gaan jy vir jou 'n huis kan koop, heel moontlik? Wat gaan jy wil hê? Wat jy graag sê 'n mooi soet wil hê? Kom, ek gaan jou help. Ek trek altyd so 'n bietjie arm aan, want verstaan, ek kan nie op hierdie stadium gaan 5-6 rand betaal vir 'n pak klere nie, maar ek lyk alright, ek daar's aan en al daai goede. Sy arm nie. Kom, ek gaan jou wys. Ek gaan jou wys. En ek wil jou verduidelik vanmôre hoe werk die wil van die Here. Gaan soek die wil van die Here vir jou kinders. Jy bel hulle nie, vertel hulle van hulle moet kerk toe gaan en hulle gaan hel toe en hulle gaan, ek weet man, Here gesond, ek het geweet ek gaan hel toe. Dit is nie nodig om my te vertel nie. Maar wys my dan die pad hemel toe. Wys my dan die pad hemel toe. As jy wil hê ek moet hemel toe gaan, wys my die pad hemel toe. Sodat ons kan eerbaar lewe, die tyd het gevorder. Ek wil net enige, jy moet nie met iemand langs in jou bely nie. Belydenis werk baie sensitief. Jy moet weet wat jy kan bely by wie. Jy gaan bely nie by 'n polisieman jy het iemand doodgemaak nie. Verstaan? Jy lekker werk. Gaan en vra die Here. Vra die Here. Vanmôre. Sê Here, beter as U is daar niemand wat my ken nie. Ek vra U vanmôre. Help my man, my vrou, my kinders, my kleinkinders, my finansies, my kar. Heel moontlik het jou kar 'n probleem. Jy sukkel om iets in jou hande te kry. Daar's iets wat heel moontlik nie reg is nie. Iemand sê vir my as 'n part op my kar wat ek moet kry, toe ek die prys gaan uitvind, toe kos hy R32.000. Ek sê vir my vrou week voor 2 weke, 10 dae voor Kersfees, ek sê ons moet maar bly nie. Ons kan nie met die kar so ry nie. Ek moet die karavaan vat. Ons kan nie. Ek het nie R32.000 nie. Ek het nie. Dat die kinders hulle kan Google. En Alissa sit my op 'n spasie. En ek tik my kar se goede daarin en hier aan al daai goede en ek kom uit dit sê nee. R2.300. Dit is onmoontlik. Ek gaan na my kar toe van die winnommer. Ek het seker omtrent 'n uur gesukkel om seker te maak. Toe kom ek agter prys die Here. Ergens het ek by iemand 'n splinternuwe ding gekoop vir R2.300. Jy sien hoe werk die wil van die Here. God wil as jy wil.
Ons moet net doen wat die Here wil hê ons moet doen, is al. Halleluja. Amen. Kom ons staan op. Vader, ons het vanmôre by U gekom. Ek het nie vanmôre 'n preek nie, maar ek wil hierdie boodskap graag afgelewer. Om te sê, Here, ons wil die heiligmaking deel. Halleluja. Wil ons vanmôre die emphasis op lê. Te sê, help ons. U ken my hart, U weet wat my bekommernis. Ek staan vanmôre voor U. Omdat ek U vertrou, omdat ek U ken. En ons gaan vanmôre net dit wat in ons gedagtenis, gaan ons net vanmôre prewel. Here, dis nie altyd moontlik om by iemand al hierdie goede te bely nie. Die Bybel sê, bely mekaar julle misdade, maar ons moet ook wysheid in die dag lê. En help my daarmee, Here. Help ons gemeente, elkeen van ons. Help ons, Here, dat ons daai sondaar gedeelte agter die rug kry. Dat ek sê, Here, ek is nie die sondaar besigheid nie, maar ek is vanmôre in die heiligmakingsbesigheid. En mag die Here ons seën, salf, krag gee. In Jesus naam. Amen. Prys die Here. Jy kan nie sit plek neer. Verdra my net so dat die suster Ronel kom staan hier by my. Prys die Here. Ek het my suster al vir 'n geruime tyd gesien. Weet jy wat sê Paulus? Hy sê en die Here hy voeg daagliks by die gemeente. So as ons weet hoeveel mense ons al hierdie jaar voorgestel, baie. Amen. Die Here is goed vir ons. Môre gaan ek vir my suster sê baie welkom saam met ons. Hulle doen agter die gordyne doen hierdie suster hulle groot werk in ons gemeente. Groot werk. Ek wil nie die goed uitgooi nie want hulle dan klink dit of 'n mens breek. Maar ek wil nie vanmôre sê en ek wil vra sê baie dankie. Mag die Here jou ryklik seën. Dankie dat jy ons gemeente besluit het om hier te kom, my sus. Ons gaan jou oppas en ons ouma kerk, jy weet mos wat doen ons die Here werk deur en hy openbaar sy krag aan ons en salwing in die Heilige Gees. En dis eintlik waarop jy uitkyk. Mag die Here jou ryklik seën. Baie welkom saam met ons. Ons gaan agter jou kyk en ons verwelkom jou vanmôre as deel van ons hierdie gemeente. Baie welkom my sus. Die Here seën vir jou baie ryklik. Kom ons sing net vra.